Here, U is God, U is heilig, en Here, ons verklaar dit so. Dankie ook dat ons nou na U woord kan luister, ook met hierdie aanbieding van geopende deure, en ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. As sê julle, goeiemôre ook aan ons Facebook-kykers. Die van julle wat nou nie hier is nie, sal nou nie sien dat ons so 'n bietjie sonder krag sit en ons al redelik moes op en af hardloop vanoggend om hierdie diens aan mekaar te kry, maar hier is ons kon sing en ons het 'n woord wat kan uit en wat die Here vir ons gaan bring deur Dominee Henk Telte van Geopende Deure. So ek is vir my 'n voorreg dan om Dominee Henk aan julle voor te stel. Hy was vir 42 jaar in die bediening voordat hy afgetree het, is 'n afgetrede predikant. Is 'n emeritus predikant en ons synode, Dominee Matron sê altyd, dis hy siekte wat gebeur as dominees oud word, dan kry hulle emeritus. So, maar dit is maar net om te sê, dis 'n afgetrede predikant. So, Dominee Henk was 42 jaar in die bediening, 3 jaar as 'n kapelaan in die lugmag en daarna 39 jaar as leraar van die NG gemeente in Bloemvallei in Bloemfontein. Na sy aftrede het hy dan ook as vrywillige spreker vir Geopende Deure begin werk en die Christene in die vervolgde land bedien in 66 lande waar hulle besig is om met die kerk en die vervolgde Christene, ons boeties en sissies wat daar sit, te werk. En dit is net 'n amazing werk wat hulle doen. So met geen verdere delay nie, stel ek aan julle voor dan Dominee Henk Telte. Ja, welkom. Dankie. So sit erns. Knip aan die vas. Dankie. Baie dankie André, dankie vir die kerkraad ook en vir die geleentheid. Kan ek maar eers sê goeiemôre. Ek het nou vanoggend toe ek sien hulle stel die op, toe ek vir 'n oomblik gesien, lyk vir my of die disco ligte gaan wees. Toe dog ek vir myself, dis nou die eerste. Ek het nog nooit gepraat terwyl daar disco ligte aangaan nie, maar ons pas aan hierby en dit gaan, ons vertrou die Here dat hy deur sy woord met elkeen sal praat en dat julle vandag so bietjie sal verstaan hoe gaan dit met ons gelowige broers en susters, soos Ander gesê het, in die vervolgde kerk, die vervolgde gelowiges. Er is so 76 lande in die wêreld waar die vervolging die ergste is. Geopende Deure werk in 66 van hulle. En ek gaan net nou vir julle meer inligting gee. Ek wil net, Ander het gehoor of julle almal so 'n dingetjie het, julle kan al die pamfletjie en die pen, alles kan julle vat. Gee tog net vir my die heel eerste bladsytjie van die eerste pamfletjie. So julle sien daar staan teken in. Dis vir 'n gratis nuusbrief, maar ook vir 'n gebedskalender. Ek hoor julle is mense wat bid, wat ook saamkom om te bid, is wonderlik. En hulle stuur dan vir julle met die e-pos uit punte waarvoor jy moet bid. Op die oomblik is dit verskriklik sleg, natuurlik weet julle in Iran, en ons kyk ook na Nigerië, hier in Afrika, waar dit baie sleg is. En ons gaan net nou 'n bietjie meer inligting gee. Maar goed, kom ons begin die diens in die naam van die Here. Here, ons loof en prys U dat U ons God is. Ons sê vir U dankie dat ons in veiligheid en in vrede hier kan saamkom. Dat ons nie bang hoef te wees nie. Dankie vir elkeen wat hier is. Dankie dat ons U woord kan lees sonder om te vrees. En ek bid nou wanneer ons uit U woord lees, wanneer ons praat oor hierdie dinge, dat U
dit in ons harte sal indra deur u Gees, en dat ons dit sal vat, ons eie sal maak, en werklik sal gaan uitleef elke dag. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Vriende, kom ons lees 'n gedeeltetjie saam. Ek hoop julle kan dit vir ons daar, ja, daar is dit, né? Dis hierdie gedeelte in 2 Timoteus 3. En die opskrif is swaar tye sal kom. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Vers 10. Jy het my nagevolg en leer lewenswandel, lewensdoel, geloof, geduld, liefde en volharding, maar ook dan in vervolging, né, en ontbering. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. So baie mense weet nie as daar is vervolging, maar dit is al van Bybelse tyd, dit word beskryf. Ons word gewaarsku, né? En dan kyk ons na Hebreërs 11. Aangrypende gedeelte hier by vers 37. Gelowiges het boeye en gevangenskap verduur. Hulle is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Ek gaan net nou vir julle wys waar daar op hierdie oomblik gelowiges is, wat omdat hulle gelowiges is, in grotte en gate in die grond leef. En hulle het ook 'n wonderlike kerk uit die rots uitgekap. Ek gaan vir julle net nou 'n prentjie wys. Maar dan gaan ons nou, as dit ware, as 'n antwoord op hierdie vervolging, en dit geld eintlik vir elkeen van ons wat hier swaar kry gaan. Is hier 'n wonderlike vertroosting in die volgende hoofstuk, hoofstuk 12, vers 1, terwyl ons al so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Vers 3 sê, hou hom voor oë, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En weet jy, André het daarna verwys, die volgende teks is natuurlik in 1 Korintiërs 12:26. As een deel van die liggaam seer kry, voel die hele liggaam die pyn. Daar hulle kry seer, né, ons broers en susters. As een deel van die liggaam geprys word, voel die hele liggaam bly. Julle as Christene is saam die liggaam van Christus. Elkeen van julle is 'n lid van hierdie liggaam. Ek lees dan nou die Bybel net tot sover. Baie dankie. Vriende, soos wat ons hier sit vandag, is ons bevoorreg. Julle weet die statistiek, hulle sê as jy in 'n huis bly met water en krag, en jy besit, in die familie besit 'n voertuig, en dan so 'n paar goedjies by, jy daarom 'n selfoon, en jy kan lees en skryf, dan is jy in die top 4% bevoorregte mense in die wêreld. So ons is bevoorreg. Wonderlik, maar nou is daar is geloof, 'n geloofsrigting, ons noem dit die teologie van voorspoed, wat hierdie ding nou nog 'n bietjie verder vat. Dan sê hulle maar, luister, as jy 'n Christen word, dan gaan dit met jou net goed gaan. Jy gaan gesond wees, jy gaan oor genoeg geld hê, die lewe is maanskyn en rose. Nou weet ons almal, dis 'n vals teologie, dit doen baie skade, want daar is ook mense wat nou Christene word met hierdie gedagte, nou gaan dit my goed gaan, dan gebeur dit nie, dan verloor hulle sommer hulle geloof. So, dis die hartseer. Wie van julle ken die ou popliedjie? I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Onthou julle dit nog? Dit verraai so 'n bietjie jou ouderdom, maar ek my van julle onthou dit. Nou in 'n sin is dit presies waar van God se verhouding tot ons, né? God sê nêrens in die Bybel, as jy 'n Christen word, gaan jou lewe maanskyn en rose wees nie. Daar gebeur ongelukkig ook slegte dinge met goeie Christen gelowiges. Jesus self sê daar in Matteus 5 vers 10 in die bergpredikasie, né? Hy sê geseënd is die wat vervolg word. Petrus sê 1 Petrus 4 vers
12, wat hy sê, moenie verbaas wees as daar vervolging oor jou pad kom nie. So dit is ongelukkig so, die lewe is nie net maanskin en rose nie. Daar's 'n skyfie wat jy vir ons kan opsit, wat maar net in die woorde sê, dat in hierdie teks sê, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nee, en almal wat toegewyd aan Christus Jesus wil lewe, sal vervolg word. Ek sal net nou daarby uitkom, hoe kom dit ook tot 'n mate vir elke mens van ons is in die Weste. Daar is weer 'n ander tipe vervolging. Maar weet jy, as jy in die Bybel lees, dan sien jy die psalms. Ek wil sê die meeste van die psalms is klaagpsalms. Gaan nie net goed nie. Dis die psalmdigter wat vir Here sê, help my tog, dit gaan nie goed met my nie. Hè? So ons almal beleef soms 'n tyd in jou lewe wat jy voel, ek gaan deur 'n moeilike, donker tyd, né? Dan sien ons nou in die gedeelte wat ons saam gelees het, Hebreërs 11, verskriklike vervolging, ontstellende vervolging. Vir mense wat op verskillende maniere vermoor is, beseer is, seergemaak is, gemartel is. En dan lees ons van hole en grotte en gate in die grond lewe. Gaan nou vir u wys, in Egipte gebeur dit op die oomblik buite Kaïro, dat gelowiges in grotte en gate in die grond leef. So ja, vandag is dit meer as ooit 'n realiteit, die vervolging van gelowiges. Ongeveer 388 miljoen Christene wêreldwyd wat vervolg word. Dit is 'n verskriklike getal, hè? Miljoene der miljoene. En ek is so ontsteld as 'n mens die goed lees en jy gaan sien as jy hulle inteken op die nuusbrief, dan kry jy nou maar nuus van wat volgende gebeur het. Jy weet, in 'n land soos China is dit dat die meeste leraars, pastore, dominees, wat ook al, was al vir 3 jaar in die tronk. Hulle Samir gooi hulle in die tronk, as hy sê, maar ek wil nie my gemeente los nie, ek gaan aan om vir hulle te bedien, dan vat hulle om 3 jaar tronk toe. Ons sal net nou vinnig daarby uitkom. So hierdie vervolging, jy kan net vir ons daai skyfie gee, is die enige vyandigheid, net so in kort, van die wêreld, as gevolg van die gelowiges se identifikasie met Christus. So fisiese, verbale mishandeling, weet jy wat baie gebeur, hulle eis omkoopgeld vir al hierdie, dis baie keer die ekstremistiese moslems, dan eis hulle omkoopgeld, dan gaan hulle jou 'n bietjie uitlos, maar hulle ontvoering, tronkstraf, deportasie, ek het toevallig so 3 weke terug met 'n man gepraat wat uit Saudi-Arabië gedeporteer is. Hy was hier in Jeffreys. En hoe hy vertel, hulle het hom net in die tronk gesit, hy het niks onwettigs gedoen nie, hy was net 'n leraar wat gepreek het. En ja, die doel is dat die volgelinge van Christus hulle geloof sal verlaat. Dis die doel van die vervolging. As jy sê, goed, ek sweer my geloof af, en julle weet hoe werk dit met die moslim kultus, as jy nie met hulle saamgaan nie, ook 'n moslim word nie, dan vervolg hulle jou. Dan het hulle trouwens die reg om jou dood te maak, nee. Selfs in hulle eie gesinne. Dis die verskriklike hartseer. Hulle wil jou stil maak, nee. Hulle wil eintlik hê die vervolging dat gelowiges mekaar sal haat en verraai, en dat ons getuienis stil gemaak sal word. Dis die tragedie. Nou in Suid-Afrika en ander westerse lande is dit 'n ander tipe vervolging. Miskien moet ek ietsie oor dit sê. Geopende deure het so 200 waarnemers gekry om om waarneming te gee wat gebeur in westerse lande. En dan praat ons van Amerika, Kanada, Nieu-Seeland, Australië, Suid-Afrika, Engeland, onder andere, in al hierdie lande. Nou sê hulle 'n ding wat al meer voorkom, minder intens, maar mense sê vir hulle, nee, maar julle Bybel is haatspraak. En as jy nou nie, jy mag nou niks meer sê van die Bybel nie, dan word jy nou aangevat. Julle self kan hulle ervaar, miskien in 'n vriendekring, miskien waar jy werk, as jy ernstig uitkom vir jou geloof, dat hulle vir jou sê, maar jy dweep nou. Jy's nou te ernstig. As vir jou nie as 'n vriend ken nie. Dis die hartseer ook in die Weste. Daar's mense wat hulle werke verloor,
omdat hulle sê ek is openlik, ek is 'n Christen. Sê hulle hier by ons kan jy nie so openlik sê jy is 'n Christen nie, jy moet niks wees nie. Mag jy praat oor iets nie. So dis 'n ander tipe intense vervolging. Ons het net terloops so baie dinge in ons land wat goed bedoel was, 'n menseregte kommissie en 'n ding wat hulle noem haatspraak. Weet jy, dit is nou so sleg as jy nou hier by die kansel kom en jy sê maar Christus is die enigste pad hemel toe. Die Bybel sê dit. En dan sit iemand in die kerk wat nou kwaadwillig is, dan gaan kla hulle jou aan. Hy sê maar ek is 'n moslim en die man het gesê ek gaan hel toe. Net deur Christus hemel toe. Jy verstaan wat jy ook al sê, as jy sê 'n huwelik is volgens die Bybel tussen een man en een vrou, dan kan 'n ou sê nee, maar ek is in daai LGBTI gemeenskap, ons wil ook 'n huwelik hê. Julle hoor wat ek sê. So die probleem is, jy kan nie meer jou getuienis uitleef in die Weste nie, dan word jy aangevat op watter manier ook al. So net so in kort. Goed, ons verstaan nie altyd hoekom hierdie vervolging plaasvind nie. Dit is ongelooflik dat hierdie mense net aanhou om die Jode en die gelowiges te haat. Eintlik maar almal wat nie met hulle saamstem. En dit is so erg dat dit nou in Duitsland gebeur dat 'n moslim pa en die boetie die sussie wat 'n Christen geword het, doodgemaak het. En toe hy hof toe gevat word, toe sê hy, dis ons kultuur. Dis nou die argument, toe sê hulle nie, maar in die Weste werk het nie so nie. Maar dis die tragedie, dat 'n kind wat byvoorbeeld tot bekering kom, moet dit verduur, hierdie vervolging, waar hulle letterlik die persoon wil doodmaak. Nou die troos wat ons almal het, is ons eerste antwoord van ons katekismus. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Beteken anker, sekuriteit in 'n onsekere tyd, in 'n onsekere wêreld. En dis dat jy aan Jesus kan behoort. En dat niemand jou van sy liefde kan skei nie. Goed, ons het nou gelees in Hebreërs 11 van die vervolging. En dan sien ons nou in Hebreërs 12 hierdie wonderlike, absoluut wonderlike troos om te sê, ons is almal in 'n wedloop. Soos ons vandag mal is oor rugby, was die mense destyds mal oor atletiek. En nou beskryf Paulus hier vir ons almal is in hierdie wedloop van die geloof. En op hierdie, wat noem mens dit nou? Is nie 'n galery nie, paviljoen. Op hierdie paviljoene sit die geloofshelde, dis die mense wat ons vooruit gegaan het. Nou simbolies, as jy 'n goeie oupa en 'n ouma het wat diep gelowig is, hulle is reeds oorlede. Hulle is op die paviljoen en jy hardloop die wedloop van die geloof. En hulle sê vir jou, hulle moedig jou aan, as dit ware, hulle sê, byt vas, hou moed, moenie moed opgee nie, maak klaar die wedloop. En dan sien ons uiteindelik is dit van groot belang, by die wenstreep staan Jesus. En hy is die begin en die volleinde van ons geloof. Dan sê hulle, hou hom voor oë, dan sal jy nie moeg word en uitsak nie. En dan is jy vir ons, jy het vir ons julle onthou al baie gesien, van die Comrades Marathon, hoe hulle mekaar aanmoedig, sê, maak net klaar. Nou weet julle, dit is so waar ook van ons, Die Bybel het 'n klomp mekaar tekste. En dit geld vir julle hier in die gemeente natuurlik, maar dit geld ook in ons verhouding tot die vervolgde broeders en susters. Die mekaar tekste. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. Galasiërs 6, dra mekaar se laste, Die vraag is of ons dit altyd eers in 'n gemeente doen. Maar hy sê, ons moet dit ook doen met hulle. En dan baie, baie belangrik, die teks, en dis hoekom ek hier vandag, bid vir mekaar. En geen mense te verskoning nie, jy kan nie sê ek is te siek of te oud of wat ook al nie. Bid vir mekaar, en ons moet bid vir hulle. Ek gaan net vir julle vandag wys, daar's mense wat vervolg word, by wie ons nie kan uitkom nie. Die meisie word aangehou in die bosse, in die oerwoud van Nigerië. Maar ons kan maar net bid vir haar, en ons moet bid vir haar.
En dis waar die gebed inkom, bid vir mekaar. So, wat jy ook al doen, asseblief, vul vir my daai vormpie in vandag, dat jy kan deel word van ons gebedsgroep, gebedsvernoot word van geopende deure. En so kan jy betrokke wees, dis die een manier hoe jy wel betrokke kan wees by hulle almal. So dis baie belangrik. Ek wil net vir u vandag dan wys die volgende goed, ons sê is almal, ons sê bid vir mekaar. Dan die volgende ene is 'n videoetjie, wat as hy kan speel, hy hoef nie klank te hê nie, dit sê maar net vir ons hoe die vervolging die laaste 30 jaar toegeneem het, né? Hy sal net vir ons. Goed, jy kan hom maar nou vir ons stop, dit was maar net daar, net om vir idee te gee hoe hy toegeneem het. En daar is die kaart, net om vir jou 'n prentjie te gee, ons los ook 'n kaart hier wat hulle daar agter daar is, klaar om. Net om vir jou 'n prentjie te gee, dis die top 50 lande waar die ergste vervolging is. Nou sien jy hoe lyk dit oor die wêreld, so dit lyk, né? Nou wat julle gaan oplet, ek volgende gee ook vir jou die name. Nommer 10, nommer 1 is natuurlik Noord-Korea. Hulle bly al vir jare die ergste vervolging. As hulle jou vang met 'n Bybel, dan gaan hulle jou se muur doodmaak of jy in die tronk gooi. Dit gebeur dat kinders, hulle ouers gaan verklik by die veiligheidspolisie. Dan kom vat die ouers net dit is so erg hulle die kinders indoktrineer om uit te kom met enige wat hulle sien, né? Noord-Korea, as jy nommer 10 is Iran, julle weet wat vandag daar aangaan, en hoe die Christene vervolg word daar, maar ek gaan net nou meer oor dit sê, dan gaan julle sien, op nommer 39 van daai lys is Mosambiek, is ons bure. Moet nie dink is net hoe ver nie, dis hier in Mosambiek, ek het kontak met 'n sendeling daar, in die noorde, hulle het letterlik daar mense voor 'n keuse gestel, so jy geloof van Christus af, word 'n moslim, of anders kap ons jou kop af. Nee, dit het gebeur. So dis die verskriklike ding in Mosambiek, wat sommer net die ander kant is. Dan wil ek ietsie sê oor die video wat ons ongelukkig nie kan kyk nie, maar die videoetjie se naam is Dare to Share, en in kort praat sy oor hierdie top 10 lande, wat begin by Noord-Korea, en dan gaan dit af Jemen, al daai wat ons al genoem het, Iran is daar, en hoe erg dit is die vervolging, né? Maar dan kom sy uit by die punt, dat hierdie gelowiges ten spyte daarvan, van die vervolging, is hulle bereid om hulle geloof te deel. Nou weet jy wat is die wonderwerk in Iran? Te midde van hierdie verskriklike vervolging, waar hierdie regime uit en uit die Christene ook teiken, want hulle sê julle is pro-westers. Daar kom tot bekering, hulle praat van 1000, gemiddeld 1000 mense per dag, wat Christen gelowiges word, né? In totaal is daar blykbaar al iets soos 8 miljoen Christene in Iran.
Dan kyk jy na China, onthou China is 'n geweldige groot land. 20.000 mense gemiddeld per dag wat hulle tot Christus bekeer, né? 20.000 per dag. Met ander woorde, daar gebeur dinge ten spyte daarvan dat hierdie mense vervolg word. En dis geweldig. Dit lyk vir ons of hierdie moslimgroepe net al sterker word en die Christene kleiner. Maar weet jy, daar kom talle en talle moslims tot inkeer. Hulle kry 'n droom. Dan droom hulle van die man in die wit kleed. Wat vir hulle sê, ek is Jesus. En jy is nou besig om die verkeerde een te vervolg. Ek bied jou die verlossing. Wat ook gebeur, kyk die moslims, die Islam is 'n eintlike godsdienst van haat, né? En wat hulle vir Mosambiek byvoorbeeld vir my sê, as daar 'n kind van 'n moslim siek word, dan gaan die ander moslims nie simpatie hê nie, hulle gaan nie help nie. Nou die oomblik wat die Christene uitreik en help, dan sien hulle maar hier ervaar ek liefde, né? En dit geld maar sommer vir ons hier in Suid-Afrika, hier is moslims tussen ons. Hoe wen jy hulle? Jy wen hulle deur liefde. Nee, om vir hulle met hulle te praat, om nie hulle te dwing nie, maar vir hulle liefde te wys, want dit verstaan hulle nie. So ek sê, dit is heeltemal 'n ander tipe geloof. Wat die video ook sê, vriende, daar's mense wat in spyte van vervolging die Here dien. Nou die vraag is, wat doen ons? Die vroutjie vra in die video, what would you do? Nee. Ons het vryheid. Jy kan op 'n Sondag hier saamkom sonder om bang te wees. Maar gaan jy kerk toe? Ons het party 4 of 5 Bybels in 'n huis. Lees jy die Bybels? Julle het op 'n Woensdag aand 'n gebedsgroep. Woon jy dit by? Met ander woorde, die geleenthede wat jy het, gebruik jy dit. Jy mag vrylik met iemand anders praat by jou werk of waar ook al. Doen jy dit? Met ander woorde, leef ons getuienis uit en benut ons geleenthede om aan 'n gemeente te kan behoort, te kan uitleef. Nee. Volgende een is die Godkerk. Yes, jy is al klaar by hom. Vriende, dis Egipte. Wat gebeur in die buitewyke van Kaïro? Is daar 'n vullishoop? Wat noem jy dit? Ja, groot vullishoop. Christene kan nie werk kry nie, omdat jy moet 'n kaart gee om te sê jy is 'n moslim, jy is nie 'n Christen. As jy 'n Christen is, kry jy nie werk nie, dan gaan die mense, dan gaan woon hulle daar in grotte en gate wat hulle vir hulle uitkap en uitgrawe, en dan tel hulle materiaal op die ashoope, om dan nou te lewe te maak. En so het hulle hierdie Godkerk uitgekap uit rots, daar by die vullishoop, uit plek vir 20.000 mense. En ongelukkig die video werk nie, die volgende videoetjie was hoe hulle sing. Hierdie vervolgde mense met passie, met vreugde, sing hulle tot eer van die Here, né? En dis absoluut die vir ons inspirasie. Nou vra die mense, maar hoekom brand die moslems nie die kerk af nie? Nou het hulle 'n baie slim plan, hulle het 'n kampie reg rondom die kerk, en as hulle sê die moslems is op pad, dan jaag hulle 'n klomp varke daarin, hulle hou 'n klomp varke en wat daai doen, moslems is ons bang vir 'n vark, dan kom hulle nie naby die kerk nie, so dis hoe hulle oorkom. Ja, daar wys nou maar vir jou net 'n beeld van hoe wonderlik hulle sing, tot eer van die Here. Dan vinnig, ek haas my, ek sien ons tyd loop, vinnig oor die videoetjie van die Chinese Christene. Dit gaan oor 'n man met die naam Wayne Cordeiro. Dan vertel hy het gaan 'n onderrig gee vir die leraars, die leiers in China, terug by Amerika, dan vertel hy die storie. In China ry hulle iets soos 12 ure op 'n trein. Dan sit hulle plat op die grond, hulle het nie banke nie. Sit hulle vir 12 ure, hulle sê as jy daar beleer, hulle wag, jy moet praat van 8 uur vanaand tot vanaand. Jy by 10 uur, jy weet, of 8 uur, wanneer jy ook al. Hulle wil hoor. En toe sien hy, toe hy die Bybels uitdeel,
Hier's iemand wat die Bybel vir iemand anders gee, as hy genoeg Bybels nie. Hy sê, maar wat gaan hier aan? Hy sê nie, maar ek ken daai deel uit my kop uit. Toe sê hy, waar het jy het geleer? Toe sê hy, in die tronk. Toe vra hy vir hierdie 20 leiers, wie van julle was hulle in die tronk? 18 van hulle was hulle in die tronk. Toe sê hy, wat nou as hulle ons hier kon vang vanaand? Hy sê, hulle deporteer jou, en ons gaan almal tronk toe vir 3 jaar. So dis hoe dit daar gaan. En wat gebeur as hulle in die tronk is, dan kry hulle die Bybel in op stukkies papier, dan leer hulle om uit hulle kop uit, né? Om dit kan sê. En toe vra hulle aan die einde, maar kan ons nie, bid dat ons soos julle sal word in Amerika. Toe sê hy, nee, ek gaan dit nie doen nie. Toe sê hulle, maar hoekom nie? Toe sê hy, nee, by ons, as jy ou te ver moet ry, wil hy nie kerk toe kom nie, as hy nie op 'n lekker sagte bank sit nie, wil hy ook nie kerk toe gaan nie. En as jy te lank aanhou, dan kyk hy, hoe sê hy, dan skat hy na in die horlosie. Nee, jy moet nou verbygaan. En hy sê, ek sê eerder bid. Hy sê, ons het hoeveel Bybels in elke huis, hulle lees dit nie. En dis hoekom ek gaan eerder bid, dat ons in Amerika, soos julle word in China. Nee, dis maar so kort, wat hy daar sê. Goed, die volgende, ek haas my, dit gaan 'n paar prentjies van werklike gevalle, ons kan vir julle duisende gee. Die Ajuba, sy ouers, toe hy weg was van die huis, toe het hulle sy pa en ma doodgemaak, hulle was leraars, hy was 'n pastoor in Nigerië, en toe was hy baie verbitterd, hy wou wraak neem, en toe het geopende deure vir hom trauma berading gegee, en hy het uiteindelik hom hervestig, en hy is vandag self 'n leraar in 'n kerk. Volgende seentjie, Wasioen, selfe ding, hulle het voor sy oë sy ouers doodgemaak, sy pa althans, en toe het geopende deure hom en sy ma ook hervestig, en hulle gaan aan met die bediening. Lea Sharibu, volgende een, dis wat ek vir van gesê het, sy was so 6 jaar terug ontvoer, uit 'n Christen skool vir meisies, meisies. Hulle was so, hele klomp meisies wat ontvoer is, almal is vrygelaat, omdat hulle geloof afgesweer het. Lea is die enigste een wat gesê het, ek sal nie, hulle hou haar aan iewers op 'n onbekende plek, in 'n oerwoud in Nigerië. Die onderste bo Bybel, ek gaan vinnig aan, hulle het Bybels gaan uitgee in 'n land, Suleiman lees die Bybel onderste bo. Toe vra hulle vir hom, wat gaan hier aan, hoekom lees jy die Bybel onderste bo? Toe sê hy, vir die laaste 25 jaar het ek nooit my eie Bybel gehad nie. Elke keer as ek in 'n plek kom waar ons moet Bybel lees, dan sit ek oorkant iemand. En so het ek geleer om die Bybel onderste bo te lees. Volgende is daai Vietnamese seentjie. Sy pa, ons het nogal in die gemeente in Bloemfontein, het ons kinders geld ingesamel vir die kinderbybelprojek van Geopende Deure. Die pa is 'n pastoor in Vietnam, hy het Bybels ontvang. Toe lees hy vir sy seentjie elke aand 'n Bybelverhaal. Toe die juffrou by die skool vra, wie ken 'n verhaal van Egipte? Toe vertel die kind die verhaal van Josef in Egipte. En so het sy baie geïnteresseerd geraak, sy het na die pa gebel, kan ek 'n Bybel kry? Hy sê, dis 'n onwettige boek, maar ek gee vir jou een. En so het sy die Bybel uitgegee vir elke kind, om saam met sy of haar ouers 'n verhaal voor te berei. Die uiteinde is dat die juffrou, die hele klas, met hulle ouers, het almal tot bekering gekom. Die een kind wat begin praat het. Paadjie in die bos, dis 'n man wat ook in 'n land waar jy nie 'n Bybel mag so dra nie, het hom gevang waar hy in 'n bos geloop het, en dan sê vir hom, waar gaan jy heen? Nou dink hy vinnig, onthou hy's 'n Christen, hy wil nou nie lieg nie. Hy sê, my oudste broer is oorlede, dis mos Jesus, nee. My oudste broer is oorlede, ons gaan om te praat oor sy dood. En wat het jy daar by jou? Oor is sy testament, ons gaan dit lees. Toe het hulle hom laat gaan. Dan Assad, die laaste enetjie as Assad, die man het vertaalwerk gedoen vir die Taliban. Dan hy die Engelse, onder die video's wat hulle maak, die Engels ondergesit van eis, losprys of wat ook al. En hy besef op 'n dag, ek kan dit nie meer doen nie. Ek wil dit los, en toe hulle hom doodmaak,
Hy het gevlug en geopende deure het hom help hervestig, en hy is ook vandag 'n leraar in 'n kerk, daar in iewers. Nee, vandag die geopende deure, ek gaan hardloop deur dit, gestig deur Andrew van der Byl. Hy het Bybels gesmokkel na lande agter die Eystergordyn. Hulle bestaan al meer as 70 jaar, werk in 66 lande, bereik ongeveer 8 miljoen Christene. Nou die Andrew van der Byl, noem God se smokkelaar, hy is so verlede jaar wanneer oorlede. Hy het as 'n jong man met 'n kombietjie, eintlik met 'n verkeerwerkie gery. Dan sit hy die Bybel sommer op die agter sitplek onder 'n tafeldoekie. En dan bid hy die gebed, die smokkelaarsgebed, Here maak hulle oë toe, dat hulle blind is. Dan kyk hulle in, dan sien hulle nie die Bybels nie. Dan sê hy, kan maar gaan, hulle het seker nie gedink, hy gaan dit so openlik sit nie. So dit vir jare gegaan. Hoe help geopende deure? Bid vir hulle, bid saam met hulle, voorsien die Bybels in Christelike literatuur, versprei dit, maar indien nodig smokkel. Disipelskap, ander opleiding, ondersteun die vervolgde gelowiges in lande, byvoorbeeld met natuurrampe, soos 'n ruk gelede in Turkye. Dan help hulle nie die Christene nie, is 'n moslim regering. Dan gaan geopende deure en hulle gee hulp aan die Christene. Besoek die vervolgde gelowiges om hulle te bemoedig, praat namens hulle wanneer hulle dan nou valslik aangekla word, doen traumaberading, doen kampe, en dan die volgende is die boek wat hulle gebruik, 'n wonderlike boek, Standing Strong Through the Storm, wat julle daar sien het, 'n prentjie. Vraag is, hoe kan jy help? Bid, nommer 1, en dis hoekom ons hierdie goedjies uitgee. So asseblief, vul hom in, dat julle na die tyd kom, gee hom vir my, om te sê, Henk, ons sal bid, ons gaan saam bid, asseblief. So vul hom vir ons in, dan kan jy saam bid, jy kan gaan, as jy op 'n uitreik wil gaan, na een van die lande, daarvoor kan sien, of natuurlik gee, as die Here dit op jou hart lê. So onthou asseblief om hierdie vormpie in te vul, vir die nuusbrief en die gebedskalender. Dis my storie, amen. Ek dink, kom ons kan ons sommer net afsluit met 'n gebed, is dit reg? Hemelse Vader, ons aanbid U, en ons sê dankie Here, dat ons wel iets kan doen, vir ons gelowiges, broers en susters wat vervolg word. En ek bid dat U ons sal aanraak en sal aanspoor, elkeen van ons, om vir hulle te begin bid. Here, dat ons in ons gebede hulle sal oprig. Ons bid ook sommer nou, dat U hulle sal dra en sal beskerm, dat U hulle krag sal gee, om te volhard in hulle getuienis. En dat hulle sal ervaar, dat hulle nie alleen is nie, maar dat U by hulle is, deur U Heilige Gees. Here, seën hierdie gemeente, seën elkeen van hulle, en help vir hulle om ook staande te bly in hierdie wedloop van die geloof, om dit te voltooi tot die einde. Ons vra dit om Jesus wil. Amen.